Hallo julle en baie welkom by vandag se klein groeples. Ek glo julle is opgewonde vir dit wat die Here gaan doen deur vanaand se les. Nou ons is steeds besig met die Paasfees reeks waar ons kyk na Jesus se laaste woorde net voordat hy gekruisig is. Nou ons is so pas deur Paasnaweek en ons het die voorreg om Jesus se groot opoffering te kon herdenk en sy opstanding te kon vier. Nou alhoewel ons die voorreg het om Jesus se opstanding te kon vier, was Jesus se belewenis voor sy kruisiging nie so positief gewees nie. Jesus het 'n oomblik van angs beleef die nag voor sy kruisiging. Ek lees vir ons hierso in Matteus 26 vanaf vers 37. Het sê: Hy neem toe vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en hy het bedroef en beangs begin word. Toe sê hy vir hulle: My siel is diep bedroef tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. Een van Jesus se laaste woorde voor sy kruisiging was woorde van angs en bedroefheid. Maar in daardie selfde sin was Jesus se woorde van verlange. Verlange na sy vriende se omgee en troos tydens hierdie tyd waarin hy homself vind om hierdie angs te beleef. Nou elkeen van ons het al tye van angs beleef, tye waar ons voel die aarde moet ons net insluk, tye waar ons verlang na 'n uitweg, waar ons nie 'n uitweg kan vind nie. Tye waar vrees ons gedagtes oorheers en ons totaal en al verlam. In hierdie tye wil ons almal graag 'n uitweg hê. Ons wil net graag ontslae raak van hierdie gevoelens wat ons so oorheers. En dan soek ons bovenal 'n arm om ons te ondersteun, 'n skouer waarop ons kan huil, iemand wat daar is vir ons dat ons nie eensaam sal voel nie. Nou, in Jesus se laaste oomblikke op aarde was hy ontneem van albei hierdie aspekte. Hy het gevra vir 'n uitweg en hy het gevra vir vertroosting. Maar hy het ongelukkig nie een van hulle ontvang nie. In Jesus se angs het hy versoek dat sy volgelinge, sy disippels, saam met hom sal wakker bly en saam met hom sal bid terwyl hy vir God gaan vra. 'n gebed wat Jesus bid, wat ego in meeste Christene se harte oor die tyd van Paasfees. Ek lees vir ons hierso in Matteus 26 vers 39. Hy sê: Hy het toe 'n entjie verder gegaan, met sy gesig teen die grond neergeval en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. In Jesus se angs het hy verlang na uitweg. Hy het gevra, as dit moontlik is dat hierdie lydingsbeker my verbygaan, Here, laat dit so wees. Laat ek laat 'n manier wees waar ons die mense van hulle sondes kan verlos sonder dat ek die gewig wat die kruis bring op my skouers moet dra. Sy plan was nie om ongehoorsaam te wees nie. Hy wou nog steeds gehoorsaam wees. Hy het net gehoop, as daar 'n uitweg is in sy angs en bedroefheid, dat hy dit nie hoef deur te gaan nie. Hy wou graag deurgaan met die wil van die Here sonder om die gewig te dra van die kruis. 3 maal het Jesus gebid en 3 maal was die uitweg nie vir hom gegee nie. 3 maal het Jesus se vriende hom ook teleurgestel. Ek wil graag vir julle hierdie stukkie lees in Matteus 26, ek lees vir julle vanaf vers 39. Hy het toe 'n entjie verder gegaan, met sy gesig teen die grond neergeval en gebid: My Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker my verbygaan. Nogtans, nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Hy kom toe by sy disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus: Was julle dan nie in staat om 1 uur lank saam met my te waak nie? Waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Hy het vir 'n tweede keer weggegaan en gebid:
My Vader, as dit nie moontlik is dat hierdie beker verbygaan sonder dat ek dit nie drink nie, laat U wil geskied. Toe hy terugkom, vind hy hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar van die slaap. Hy het hulle toe daar agtergelaat, weer teruggegaan en vir die 3de keer gebid, en dieselfde woorde herhaal. Toe kom hy by die disippels en sê vir hulle, julle slaap en rus nog steeds? Kyk, die uur het aangebreek, en die Seun van die mens word in die hande van sondaars oorgelewer. Staan op, laat ons gaan. Kyk, die een wat my verraai, is naby. In 'n tyd toe Jesus sy vriende die meeste nodig gehad het hulle menswees hulle in die steek gelaat. Nou, voordat ons hulle oordeel oor hulle ontydelike moegheid, moet ons dalk introspeksie doen. Hoeveel keer in ons lewe was ons hierdie disippels wat aan die slaap raak? Hoeveel kere het ons menslikheid al die Here in die steek gelaat? Hoeveel keer het ons eie wil gevolg in plaas van dit wat Jesus van ons vra om te gee en te bid vir mense? Ek dink meer as wat ons gewillig is om te erken. Ons lyk meer soos die disippels wat aan die slaap geraak het, as wat ons lyk soos die disippels wat hulle lewe opgeoffer het vir Jesus op die kruis. Petrus het homself laat kruisig onderste bo, maar net 'n paar jaar voortoe het aan die slaap geraak toe Jesus vir hom gevra het om saam met hom te waak. Baie kere is ons die Petrus wat aan die slaap raak, maar ons verlang om die Petrus te wees wat homself sal opoffer vir Jesus. Gelukkig vir ons gee Jesus vir ons die antwoord wat ons nodig het om uit hierdie slaapwees Petrus uit te kom en die opofferende Petrus te wees. In 'n tyd waar Jesus geen uitweg gehad het nie, waar hy nie die vertroosting ontvang het van sy vriende nie, het hy steeds gekies om 'n uitweg te gee vir die mens, sodat hulle hoop het vir die toekoms. Ek lees vir ons in Matteus 26 vers 41, hy sê, waak en bid, sodat julle nie in die versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Wat gebeur in hierdie gedeelte is Jesus gee vir die mensdom 'n uitweg, om te sê, ek verstaan jy's moeg hierso, ek verstaan dat jy het al baie foute gemaak, en ek verstaan dat jy wil graag die opofferende disipel wees. Hier is die antwoord, waak en bid. Waak en bid. Jesus bemoedig sy volgelinge aan om te bid in 2 maniere. Die heel eerste ene is deur teorie. Jesus verduidelik sy volgelinge dat die gees wat ons ontvang het van God is gewillig om die wil van God te doen. Maak nie saak wat dit ons kos nie. Die gees wat ons in ons het is groter as die een van die wêreld. Die probleem is die vlees is swak. En dan gee Jesus die oplossing om die vlees te oorwin. En hy noem dit gebed. Hy sê, waak en bid, dat jy nie in die versoeking sal lei nie. Waak en bid. Jesus verduidelik dat gebed ons die vermoë gee om die wil van God te laat geskied. En dan 'n tweede manier hoe Jesus ons bemoedig om te bid is prakties. Jesus wys vir ons in 'n tyd waar hy so bang was dat sy vlees hom oorweldig het, dat hy gesê het, ek is bedroef, my siel is bedroef tot die dood. Inteendeel, Lukas skryf vir ons dat Jesus was so bang, sy vlees was so aktief, dat hy bloed gesweet het. In daai oomblik, toe Jesus sy vlees so sterk was, het hy gekies om te gaan bid, sodat hy nie in die versoeking gelei sal word nie. Jesus kon in daai oomblik sê, ek wil nie meer hierdie doen nie. Ek is nie die een wat verkeerd is nie. Ek verdien nie hierdie nie. Ek hoef nie deur hierdie te gaan nie. En hy sou nie verkeerd gewees het nie. Maar om die wil van God te laat geskied, het hy geweet, daar's een ding wat ek kan doen, in hierdie bedroefdheid, in hierdie angstigheid van my lewe.
en dit is gebed. En hy het vir ons gewys. Vir Jesus om die vermoë te ontvang, om die kruis en al die gewig wat daarmee gepaard gaan, te kon aanpak, moes hy waak en bid. Ek wil jou bemoedig om hierdie 2 maniere wat Jesus gebruik om ons te bemoedig, regtig joune te maak. Om jouself af te vra, hoe lyk my gebedslewe? Daar het iemand gesê, ons oorlog is op ons knieë. En as ons dit reg kry, het ons die oorlog oorwin. Met dit in gedagte, kom ons bespreek die vrae wat voor lê. Julle moet dan 'n wonderlike dag verder hê. Tot volgende keer. Totsiens.